Maar daar's iets wat gebeur het toe Jesus opgevaar het. En dis waarby ons vanaand bietjie wil kom. Hulle het bly kyk. Hulle het bly kyk. Hulle het bly kyk. En daar het iets gebeur. 2 mans het aan hulle verskyn. Nico, jy kan op die bord gooi. Dit is in Handelinge 1 van vers 1 tot 11. Ons gaan nie die hele gedeelte lees nie. Ek wil kom by hierdie een vraag, wat hierdie 2 mans in wit klere vir hierdie 11 wat so kyk, kom sê. Waarom staan julle daar en kyk na die hemel? Waarom staan julle daar en kyk na die hemel? Belangrik in die eerste plek. Hier gebeur iets vandag op Hemelvaart, vriende. En die eerste belangrike moment vanaand is, hier's 'n oorgang. Hier's 'n oorgang van 'n seisoen. En wat belangrik is van Hemelvaart, wat ons vanaand moet begryp van hierdie dag, is dat Hemelvaart is nie 'n eindpunt nie. Hemelvaart is nie 'n eindpunt nie. En hoe ons Hemelvaart moet sien, as jy soos ek is, wat 'n prentjie mens is, dan is dit soos 'n deur. Hemelvaart is 'n deur. En terwyl hulle kyk, want onthou nou, hulle geloof en waaraan hulle vasgehou het, was Jesus. Hy het nou vir meer as 3 jaar, het hy by hulle gewees, sy teenwoordigheid. En toe die ergste gebeur het met Paasfees, toe kom verskyn hy weer aan hulle. En ons hoor ook in Handelinge, hoe Jesus aan hulle verskyn het by verskeie kere, toe hy die apostels uitgestuur het. So in hierdie tyd tussen Paasfees en Pinkster en Hemelvaart waar ons vanaand is, het Jesus 'n klomp kere aan hulle verskyn. Weer met sy teenwoordigheid. En daarom het hulle nie verkeerd gedoen nie. Hulle staan. En daar gaan hy op. En die 2 mans sê, waarom staan julle net daar? 'n Oorgang van 'n seisoen. En vir hulle was dit ook 'n oorgang gewees. Om Jesus nie meer met hulle oë te sien nie. Maar dis 'n oorgang van 'n seisoen om Jesus nou met hulle harte te sien. Dis waarmee hulle nou moet kyk. Met hulle harte. En dit is so, vriende. As ons die verhaal van die Bybel lees en ons het God se plan so half in ons gedagtes, dan is dit so. Party seisoene eindig sodat groter seisoene kan begin. Dis Hemelvaart. Dis Hemelvaart. Hemelvaart is God wat sê, ek het iets nuuts op pad. My Gees sal in julle woon. Hy sal nie net naby julle wees nie. Die disippels het vir Jesus naby gehad. Die seisoen wat nou aanbreek, is Jesus in ons. Ek dink ons is ook soms soos hierdie disippels. Ons staan ook vas, want dis wat hulle gedoen het. Hulle het vasgestaan en gekyk. Nie een van hulle het beweeg nie. Hulle het vasgestaan. Ons kan dit ook na ons trek, vriende. Ons staan ook vas. En waarna ons
vas staan en kyk is soms in die verlede. Vas in die verlede. Dalk miskien is daar ook vanaand 'n seisoen by ons wat in 'n oorgang is. En ek wil Hartenbos gemeente wil ek in die prentjie bring, vriende. Ons is in 'n oorgang. Ons is in 'n oorgangstyd die afgelope tyd. Hartenbos gemeente is in 'n oorgang. Maar dalk is jy ook in 'n oorgang. Dalk 'n verhouding wat geëindig het. Dalk is daar 'n beroep wat geëindig het. Jy's in 'n oorgang. Iets het geëindig. Dalk dieper nog saam met die disippels, as ons in hulle skoene klim, 'n manier van glo. Hulle hele geloofswêreld is met hemelvaart omgekeer. Wat hulle glo, die manier hoe hulle glo. Maar hoor vandag dat Jesus het nie weggegaan om te verdwyn nie. Dis so belangrik met hemelvaart. Jesus het nie weggegaan om te verdwyn nie. Hy het opgevaar om alles in ons moontlik te maak. Dis die kern van sy opvaarding. Hemelvaart. En dit bring my by die tweede moment vanaand. Net in daai een vraag opgesluit. En dit is die verkeerde fokus. Die verkeerde fokus om net op te kyk, soos die disippels. Die engele vra, waarom staan julle daar en staar? Maar hierdie vraag, vriende, wat hierdie twee mans vra, is met elke hemelvaart vir jou en vir my 'n vriendelike herinnering. Waarvan? Natuurlik is dit goed om te kyk. Natuurlik is dit goed om te fokus. Maar hierdie twee mans weet van die tyd, en soos wat ons hierdie ballon nie kon wag om op te gaan nie, so het Jesus kon hy ook nie wag nie. Ek sien dit in my geestesoog. En dink nou maar wanneer ons partytjies hou, vriende. Hulle het nie selfone en videoklips gehad nie. Hoe skryf jy die opgewondenheid van Jesus neer? Hoe skryf ons hulle opgewondenheid neer? Hulle het niks daarvan verstaan nie. En ek sien in my geestesoog 'n Jesus wat opgewonde was om op te gaan, want daar gaan iets gebeur. Iets gaan gebeur. En hierdie twee mans vra vir hulle, waarom staan julle en kyk? Want dis nou die tyd om te beweeg. Dis nou die tyd om te beweeg. En miskien is dit belangrik om ook by hemelvaart te sê, maar hoe word die koninkryk van God gebou? Want ons weet mos, dit is waaroor alles gaan. Om so half in te hak ook by Pinkster wat kom. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor God se koninkryk. En dan moet ons vanaand vir mekaar sê, vriende, net soos wat daai twee mans hierdie vraag vir hulle gevra het, net so word daai vraag ook soms na ons gerig. Want die koninkryk van God word nie gebou met mense wat staan en kyk nie. Die koninkryk word gebou met mense wat leef met die oortuiging dat Jesus nou deur hulle werk. Dis hoe die koninkryk gebou word. Jesus wat deur ons werk. Ek het nou gesê dat ons ook vas staan en kyk. En ons moet ook vanaand eerlik met mekaar wees. Op Hemelvaart 2025,
dat hierdie lewe soms vir ons woeste dinge na ons kant toe bring. Soveel so dat ons dalk vas staan en kyk in 'n verlede in. Of dalk miskien drome wat nog nie waar geword het nie, dat ons vas staan en kyk. Maar dan moet ons vanaand hoor, dat die hemel wil iets vir ons sê, net 2 dinge. As ons staan en kyk, maak nie saak in watter seisoen ons is nie, net 2 dinge. Die hemel vra vir ons, wat het jy in jou hand? Wat het jy in jou hand? Wat is dit wat die Here vir jou gegee het, toe hy jou so mooi aan mekaar geweef het? In jou DNA het hy, terwyl hy ons gevorm het, vir ons 'n geskenkie gegee. 'n Geskenkie wat net wag vir 'n vonkie. Dis die eerste vraag wat die hemel na ons toe roep. Wat het jy in jou hand? Terwyl jy staan en kyk. En die hemel roep ook, wat het Jesus vir ons gesê? Wat het jy in jou hand? Wat het Jesus vir jou en vir my gesê? En dan kom ons weer, waar ons so 2 weke gekuier het. Net voor Jesus se kruisiging, Johannes 14, is hy besig om vir die mense 'n nuwe gebod te gee. Hy sê, julle moet mekaar lief hê. Die wêreld gaan sien, julle is my volgelinge as julle my lief het. Hier by sy hemelvaart gee hy nog iets. Hy sê hier by sy hemelvaart, dat die wêreld waarbinne ons leef, nie passiewe gelowiges nodig het nie. Die wêreld het dit nie nodig nie. Hoe gaan liefde die wêreld invloei as ons passief is, as gelowig is? Wat die wêreld nodig het, is mense wat vol is van die Gees en wat met vuur belaai is. Dit wat hy in jou hand sit, wag net vir 'n vonkie, en daai vonkie is die Heilige Gees. Dit bring my by die 3de moment vanaand, op Hemelvaart 2025, en dit is die belofte van Jesus. Die belofte van die Here Jesus Christus, dat hy sê die Heilige Gees kom. Julle sal die Heilige Gees ontvang en julle sal met krag lewe. Hy beloof dit. Leef met krag. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dit verander hemelvaart. Hemelvaart raak die platform vir Pinkster. Dit herinner ons, dit verseker ons vandag, dat die Here Jesus se hemelvaart nie 'n vertrek is nie. En dit kom sê vanaand vir elke kind van die Here, en ook vir die wêreld, dat dit 'n oordrag is van heerskappy, wat aangebreek het. En weet julle wat is ongelooflik? Die Here was so opgewonde om op te gaan hemel toe. Hoekom? Hy het gekies om op te vaar hemel toe, sodat hy deur ons kan werk. Persoonlik, intiem, nader as ooit, dieper as ooit.
waar is ons vandag? En ek dink ons is ook, soos die disippels, in die staan in wag, maar dan moet ons daai in vriende met 'n hoofletter skryf. Ons staan in wag met 'n hoofletter. Want daai inwag is nooit passief nie. Die Here Jesus het ook met die hemelvaart ons wag kom verander. Hy het 'n paar voorvoegsels bygesit en 'n paar letters aan die einde, sodat ons wag altyd 'n verwagting kan wees. En ek wil graag daarby stil staan. Jesus het opgegaan sodat ek en jy vol krag kan lewe. En daarom roep hemelvaart ons nooit. Soos wat die disippels daar gestaan het, hulle het gedink is verby. Mense sou kon sê, dalk miskien kon hulle nou aftree. Ek weet nie. Dalk het hulle dit gedink. Dis nou 'n aftrede vir ons. Maar shame, nies vir hulle, nies vir ons. Hemelvaart roep ons nie om af te tree nie. Hemelvaart roep jou om op te staan in jou roeping. Dit wat die Here vir jou in jou hand kom gee het. Kom ons raak prakties. Miskien voel ons soos die disippels. Miskien voel ons soos hulle, onseker. Ons weet wat doen oorgange van seisoene ook in ons lewe. Ons weet wat doen verlies in ons lewe. Ons weet wat doen wat met ons gebeur in hierdie lewe. Ons weet wat dit aan ons laat doen. Dalk miskien het ons ook meer vrae as antwoorde, soos die disippels. En dis ongelooflik wat Jesus hier doen. In hulle onsekerheid, in hulle baie vrae, gee Jesus net een rigting. En hy gee hierdie rigting ook vanaand vir jou en vir my, by elke hemelvaart. Een rigting. Gaan terug na Jerusalem. Wag. Ek sal julle toerus. Waar was die disippels na Jesus se kruisiging? Waar was hulle toe die ergste met hulle gebeur het wat kon gebeur het? In Jerusalem. Waar was Jesus toe hy daai eerste keer aan hulle verskyn het? Bang, benoud. In die bokkamer. Mense sou kon sê hier, dat dit vir hulle in hulle chaos tyd dalk die veiligste plek was. En Jesus sê vir hulle, hy stuur hulle met een rigting. Gaan na Jerusalem. Ons lees ook verder wat hulle daar gedoen het. Hulle het met God gepraat, hulle het gebid. So wat is hierdie rigting waarna Jesus ons stuur? As hy sê, gaan Jerusalem toe. Vriende, gaan na jou plek van gebed. Jy kan nie een oomblik in hierdie lewe leef sonder 'n plek van gebed nie. Jy kan nie een oomblik van jou lewe sonder 'n plek van gebed waar jy in verwagting kan wag op die Here nie. Dis nie 'n passiewe gaan sit en wag nie. Dis 'n plek waar jy met die Here kan wees. Soos hy by sy vriende was. Dis 'n plek waarheen jy kan gaan toe die ergste erg nog ooit jou getref het en jy kan soontoe gaan. Daai plek. Dis die rigting waarheen hemelvaart ons stuur. Dis die plek
van oorgang in seisoene waarheen die Here ons stuur, een rigting. Plek van gebed, 'n verwagting. Hemelvaart is 'n uitnodiging om te wag. Doetjie, doetjie, doetjie. Maar is 'n plek om te beweeg in geloof. Here Jesus, U het opgevaar. U het opgevaar nie om ons te verlaat nie, maar om elke deel van die wêreld te vul met U teenwoordigheid. Ons kan dit nie begryp nie, Here. Kan dit wees elke deel van die wêreld? Here, ons kies vandag om nie net te kyk nie, maar ook om te gaan. Ons wag op U Gees. Ons leef met U krag. Laat U koninkryk kom deur ons. Amen. Ek wil julle uitnooi om saam met my te reageer op die boodskap van die Here met ons slotlied. Kom ons sing van die oorwinning, vriende. Daar het oorwinning vandag vir ons as gelowiges en vir die wêreld aangebreek met hemelvaart. Kom ons sing, kom ons staan. Mag ons vandag nie net kyk na die hemel nie, maar mag ons ook weet en glo
dat ons die hemel in ons dra. Mag jy weet dat jy nie agterbly nie. Jy is gestuur. Mag jy leef met 'n verwagting dat die Heilige Gees jou sal toerus, jou sal vul, jou sal lei, tot Jesus weer kom, net soos hy gegaan het. Amen.